Ons het vanmôre die voorreg om met Jean-Ryk Creer te gesels. Jean-Ryk Creer is 'n persoon wat 'n verskil maak. En hierdie is so 'n bietjie deel van ons verskilmakers onderhoude, wat ons 'n bietjie so doen oor mense in die land wat regtig 'n verskil maak in ander mense se lewe. Daar het ek nou verskil 7 keer gesê. Hy is van Gift of Sight Trust. En ons praat oor wat hulle doen om mense wat met sig sukkel in Suid-Afrika te help. Goeiemôre Jean-Ryk. Môre Pierre en Jennifer, dit is so lekker om 'n bietjie met julle te gesels en na julle te luister ook. Want dit is 'n voorreg om te gesels met mense wat 'n verskil maak. Daar sê ek dit weer, want dis wat jy doen. Hoorie, kom ons praat 'n bietjie oor Gift of Sight Trust. Wat is the Gift of Sight Trust en wat doen julle? So al my sportloopbaan waar ek baie bevoorreg was, wou ek graag by iets betrokke geraak het wat spesiaal was en dit het voor my gekom, is 'n hartseer storie hoe dit voor my gekom het. So die Gift of Sight Trust is in 2015 gevind, my pa se oogspesialis Dr. Johan Creer, wat in 1993 al begin het, en in 2015 het hy met die Gift of Sight Trust begin uit 'n suksesstorie van 'n pasiënt wat ongelukkig diabetiese retina gehad het, sy het katarakte gehad, sy het seker 5% sig gehad, so dit is een van die ergste situasies omtrent rondom sig. So sy het nie eintlik was nie baie hoopvol gewees nie, so hulle het probeer om haar te help en goed. Daar was min mense wat haar wou help en goed, en sy kon haar sig terugkry. Sy is ongelukkig in 'n motorongeluk in haar familie oorlede. En dis net in daai tyd wat ek op 'n rugby speel het, en ek besluit, weet jy wat, ek gaan hierdie trust help om 'n verskil te maak. En ja, dis om voorkombare blindheid te verminder deur toegang tot oorsorg vir minderbevoorregtes te skep. In Suid-Afrika het ons meer as omtrent 85% van mense het nie mediese fonds nie. En daar is duisende mense wat sukkel met katarakte. En ons kan nou 'n bietjie gesels oor wat is 'n katarak en so, want ek het ook totdat ek klaar rugby speel nie eintlik geweet wat dit is nie. Wat is van julle grootste uitdagings as julle ooggesondheid wil uitbrei na minderbevoorregtes toe? So dit gaan, dankie Jennifer, dis 'n goeie vraag, ja. So in die land daar's baie lang waglyse. So die een kant is net om te help, maar daar's baie goed rondom help. Baie keer help jy iemand, maar daar's 'n pre-op en post-op met medikasie en goeders, die mense het nie vervoer nie. En dan kan soms komplikasies wees omdat hierdie mense so lank wag. So daar is maar baie uitdagings rondom dit, en dan ook fondse en goeder. Soos ons weet, mediese onkos, as jy in 'n apteek loop, dan jy weet wat dit kos jou om in 'n apteek te loop, om in 'n hospitaal in te loop, of om 'n dokter of 'n spesialis te sien, en dan by die staatsinstansies en so, ons weet, ek meen die waglyste rondom dit is kommerwekkend. Hoorie, Jean-Ryk, as julle mense help, hoe besluit julle wie julle help? Kyk, so julle sê, die dienste op hierdie stadium is kommerwekkend, en daar is soveel mense wat hulp nodig het. Jy kan nie almal help nie, al wil 'n mens. Maar hoe besluit jy wie help jy en met watter prosedures kan jy help? Ja, so ons het dit is een van die goed in die begin gewees vir my om dit meer en meer te vergemaklik en goed, omrede daar soveel mense is wat hulp kort. So ons is in die proses om 'n bietjie verder tegnologie te ontwikkel en online en AI prosesse en die tipe vrae. So ons het op huidigelik is 'n online forum wat pasiënte kan gaan na www.giftofsighttrust.org, en dan dan word daar seker vrae gevra, want ek het al mense gesien wat kom vra vir hulp, en is hulle op mediese fonds. So dit gaan ook oor mense, oor hulle bewusmaking en om hulle education rondom dit. Ons vra vir hulle 'n klomp vrae, en dan is dit voor 'n paneel van dokters wat dan na die antwoorde kyk rondom dit. Wat is die persoon se verdienste? Waar bly die persoon? Wat is sy diagnose? Het hy al vorige chirurgie gehad? Het hy dalk 'n verwysing van 'n optometris? So 'n ophthalmologist en 'n optometrist, die verskil tussen die twee is 'n ophthalmologist is 'n oogspesialis, en dan 'n optometris is iemand wat ook refraksies toets en dan moontlik vir jou 'n bril voorskryf. So dis die verskil tussen die twee. Ons gaan deur 'n aanlyn proses. Hierdie mense het meeste van hulle het katarakte, so dit is waar die lens dan cloudiness op die lens wat hy kristalliseer in jou oog, en daai lens word dan vervang met 'n ander lens, 'n vervaardigde lens van 'n farmaseutiese maatskappy wat dan in jou oog ingaan, en dan kan jy sien moontlik sonder 'n bril. Dis wat ons probeer regtig waar die mense help
tot die beste wat ons kan, sodat hulle sig en hulle omstandighede vergemaklik. Baie van hierdie mense ook het soms hulpers. So jy besef nie eintlik jy help een persoon, restoring dignity en so omstandighede, maar hy dalk 'n helper. So as jy die persoon help en hy kan nie meer werk nie en goed en hy het iemand wat hom ook moet help en laat rondbeweeg, nou sit jy ewe skielik twee mense terug in die ekonomie in wat weer kan werk en die families en die omstandighede en goed rondom dit. So die hulp gaan baie keer, jy het klippie in die water gooi en daai ripple effek met die water. Mens besef nie eintlik hoe ver help jy nie as jy help nie. Jean-Ray, maar enige trust, enige organisasie wat so groot verskil maak, het ook nodig dat mense hulle hande sterker maak. En daarvoor het julle ook 'n groot golfdag die 14de Mei. Vertel ons 'n bietjie meer daaroor. Ja, dit is 'n baie spesiale dag. Soos jy weet, die rugby spelers het altyd gehou van golfspel en goeders. En toe ek nou uit rugby uitkom, het ek 'n geleentheid gehad om hier betrokke te raak. En dit is hulle hoof fondsinsameling gewees van die begin af. En enige impak is spesiaal wat mens maak en ek wou 'n groter impak gemaak het. Ek het betrokke geraak 5 jaar terug en ongelooflike maatskappy het hande gevat. Ons doen 'n lekker golfdag. In Stellenbosch by die Zalse golfbaan en ja, dan kry ek klomp besighede, paar sports mense om by mekaar te kom, dan so 150-200 mense, 36-37 vierballe en dan doen ons 'n lekker shotgun tee-off en van FootJoy, Titleist, hierdie jaar is wonderlike nuwe borge aan boord, Sunbet, King Price, Universal Kitchens, ek kan nie die name noem van al die maatskappye wat hande vat, wat 'n verskil wil maak saam, lekker sinergie. En ja, dan doen ons 'n fondsinsameling by die golfdag met lekker auction items en entertainment. Afrikaans is groot, doen lekker musiek. Lixie Basson het laas jaar gesing, sy gaan met die volgende een weer sing. En met night golf shootouts en al hierdie goed skep 'n lekker netwerkomgewing vir besighede en dan ja, ons weet dit, artikel 18, die trust en die goedjies, al die goeders is maar in plek vir die laaste 10 jaar. Maatskappy kan dit van belasting aftrek of hulle kan kies om belasting te betaal, ek kan myself besluit of 'n lekker verskil maak. En dan met elke rand wat ons insamel probeer ons 'n verskil maak. Ons het al gesien, ons verskillende prosedures, ons probeer maar fokus op katrakte. Maar ons het al, soos julle kan sien op Carte Blanche, het ons al 'n bietjie korneale oorplantings en ek meen in die land het ons gewoonlik 1000 kornea skenkings gehad. Ons het nou minder as 100 wat baie kommerwekkend is. Daar het ons al gedoen met van daai chirurgie en retina chirurgie raak nie 'n halfuur chirurgie se katarak moontlikheid raak sommer 2 ure of vir 3 ure chirurgie en die kostes en die goed hardloop so rondom dit. Ek meen as jy vandag 'n kornea wil invoer van oorsee af van Amerika of iets as gevolg van die min wat hier geskenk is hier en daar wat jy in Suid-Afrika kan optel, jy kan enigiets tussen 20 en 40,000 lokaal dit kry. Anders as jy begin invoer van oorsee af kan jy kyk na 80 na 120,000 rand om 'n human tissue cornea in te voer. So dit is kommerwekkend die kostes rondom dit en ja, so dit is maar rondom die golfdag en goed, dis baie lekker mense betrokke en ek nooi mense uit wat dit is soos altyd 'n groot waglys. Hulle kan vir my 'n e-pos stuur, dit is alles aanlyn beskikbaar na ceo@eyelaserclinic.co.za. Ek is maar nog baie hands-on betrokke met die goedjies om seker te maak alles is mooi in plek en reg en vir die maatskappy wat betrokke is met hulle bewusmaking, social media. Ja, Jean-Ray, ons is nou ongelukkig tyd. Baie dankie dankie dat julle verskil maak. Ek dink mense kan maklik eenvoudig net gaan na julle webtuiste toe, Gift of Sight Trust, nee. Yes.org. giftofsighttrust.org om 'n verskil te maak as hulle betrokke wil raak by die golfdag, daar sal detail daaroor ook wees. Dankie Jean-Ray vir wat julle maak, die verskil wat julle maak in mense se lewens om dit te help sien en hulle op hulle bene te kry weer. Want op die ou ene iemand wat homself kan regop staan en wie kan sien, kan weer 'n toekoms vir ander mense maak. Dankie vir daai ripple effek wat julle maak met 'n klip in die water. Dankie Jennifer en Pierre, het 'n lekker warm Stellenbosch uit. Netjies, warm Stellenbosch alle wêreld. Nou ja, dames en here van die plaaslike gemeente, help 'n stukkie daar. Jean-Ray Creer met die Gift of Sight Trust, daar's iets waar ons gewig kan ingooi. As ons terugkom net vir tensie breek, dan kyk ons 'n bietjie verder.